Goeiemôre gemeente, dis lekker om saam met julle te wees vanoggend, en saam met julle te aanbid en saam te kuier. Dit is lekker om 'n paar nuwe gesigte ook hier by ons vanoggend te sien en mense wat dalk 'n tydjie lank nie hier was nie. So ons wil vir julle baie welkom sê. As ek Lise, het jy Lise, ek wil gou sommer laat sy gou vir die daar agter is Elise vriend, en nou moet ek bieg, ek het jou nie op jou naam genoem vanoggend nie, en nou het ek jou naam vergeet. Ronnie, daar sê, hoe kan ek dit vergeet? Dis dieselfde as Ronnie wat by MES is, so ek moet nou net dit onthou, en ek weet jou, het ek jou al hierso gesien, dit lyk vir my. Ok, jou naam nou weer? Len, is reg, nou onthou ek. Het jy al 'n chocolate gekry om jou welkom toe, so. As ek jou nie 'n paar keer gesien het en in jou huis was nie, dan gaan dit maar moeilik gaan. Baie geluk aan Tannie Hester, wat die 26ste verjaar, en Tannie Hester Potgieter in Sandburg, en dan is Christo Jansen nog in huis Natalie. Wie is Christo? Ken julle hom? Nie? Waar is Alwyn of iemand wat nou almal ken? Tini is ook hierdie, nee, julle ken nie die naam nie. Okay, goed. Okay, sy weg by julle. Okay, goed. En dan verjaar Marie Grobler van Duilstraat die 30ste April. So baie geluk aan hulle almal. Ons hoop julle het 'n goeie jaar. Ek het nie verder gekrimp nie. Ek het net hierdie preekstokkie opgebring boontoe en hy is baie lank. Hy is vir die vorige lang dominee gemaak. So hy het 'n storie, nee. Weet hom nou weer Louis, jy het vir my het jy hom gemaak of nee? Dominee Ellis hom gemaak. Okay, goed. So ek dink dit was jy, Louis, wat op 'n stadium baie benoud was dat ons hom iewers te gaan weggooi of wegsteek of wegvat. Toe sê ek nee, hy staan net daar, hy werk baie goed vir my rekenaar. Maar nou het ek so 'n wireless koneksietjie, so ek kan nou enige plek gaan met my rekenaar, so hy hoef nie daar te staan nie. Dink ek wag dat ek dan nou net die preekstoeltjie bietjie opbring dat julle hom net kan sien. Nee, dit klink nie goed as mens sê as ek hom opbring nie, nee. So laat ek hom net na boontoe bring vanoggend so bietjie, so en dat ons hom kan sien. Goed. Richard en party ander mense is weg vir die lang naweek en ander kuier 'n bietjie, so ons is ek het maar gesê ons gaan few and far in between wees vanoggend, maar ons is tog 'n lekker groepie wat saam sing en kan saam bid. Ek het nou die dag gesê ek dink ek wil 'n gordyntjie span hier onder hierdie galery dat ons mense net so 'n bietjie dwing om vorentoe te sit. Maar nou weet ek as ek dit doen, dan sit ek op straat, dan span hulle 'n gordyntjie daar by my ook en sê jy kan nou nie verder hier inkom nie. Maar dit is lekker as ons naby aan mekaar sit en mekaar lekker kan sien, so ek gaan nou maar net dit so uitnooi. En dan saam met alles verwelkom en gelukwens alles om saam te kuier. Ek het laasweek so 'n bietjie iets gesê oor sosialiseer en saamwees as 'n gemeente, so toe ek nou daarso kom sit na ek uit die moederskamer wat ons nou as konsistorie gebruik het vir die laaste tyd, daar kom sit, toe hoor ek, dit gaan soos by die kerkbazaar hier agter in die konsistorie saam met die koffie en tee, en dis so lekker om dit te hoor, en toe dink ek, nou het ons besluit, ons gaan nou die koffie en tee skuif na die huis hier oorkant, wat nou bekend staan as die koffiekroeg, so ek gaan dit nou 'n bietjie mis dat die kuier nou so naby is, maar weens praktiese redes en 'n klomp goeters, daar's 'n kombuisie en dit maak net dat ons die moederskamer en die konsistorie lekker kan gebruik, gaan ons van volgende Sondag af, voor en na die tyd, koffie en tee drink, want ons kan nou nog nie lekker besluit wat is die beste nie. Party mense sê hulle het nou net koffie gehad, so hulle kan nie nou weer koffie drink nie. Ander sê, maar as ons nou koffie drink, dan moet ons nou heeltyd daar uitloop. Ander kan nie na die tyd nie, want hulle moet gaan kos maak, of iemand gaan versorg, of gaan help, en is hastig. So ons gaan nou vir die volgende tyd, julle weet ons eksperimenteer met 'n klomp goed en kyk wat werk, eerder as om heeltyd vraelyste en so te doen. So ons gaan die koffie maak voor die tyd, dan is dit daar bly in elk geval altyd bietjie oor, en dan is die water is warm en daar is melk, so die wat na die tyd wil kuier is welkom, so van volgende week af, en dis sommer 'n goeie oefening dan nou ook vir wanneer ons by Pinkster kom, wanneer ons in die aand voor die tyd ook lekker gaan koffie drink en gaan sop en brood eet. Hierdie jaar, soos elke jaar, is daar tydens Pinkster sop en brood. Ons gaan gemeente het nie 'n beurt om sop en brood hier te bedien nie.
Dit gaan deur die ander gemeentes gedoen word, want dit is gesamentlik, ons gaan dit ook oorkant by die koffiekroeg doen, maar ons wil baie graag vir Senburg, by Senburg sop en brood gee, die 4 weeksaande, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, so as iemand bereid is om vir ons 'n pot sop te maak en broodjies te smeer, praat met Elise, dan sal ons dit reël, dit is 'n inisiatief eintlik van Diens van Barmhartigheid, so tussen Elise en Mimpie sal hulle dit reël, die 2 bedieninge. So ek wil julle sommer by voorbaat attent maak dan op ons dienste vir tydens Pinkster vanaf Hemelvaart Sondag. Ons sal teen volgende week Sondag en die week daarna begin om die aankondiginge reg te hê. Ek dink nie ek het iets uitgelaat wat belangrik is nie. So ek dink kom ons luister na hierdie woorde, so waarmee julle gewoond was en gewoond is dat 'n diens begin word in die kerk. Wanneer ons hoor, ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy wat nie sluimer of slaap nie, selfs nie in die donkerste dagure van ons lewe nie. Hy wat aan die oever van ons onvermoë staan om ons te ontmoet. Ons bely dat ons sonder sy woord en inisiatief slegs op eie krag staat maak. Laat ons in afhanklikheid na hom opkyk vanoggend. Amen. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, wat opgestaan het, die dood oorwin het, en vandag vir julle sê, kom eet my kinders. Die Here is met julle. Amen. Kom ons sing lekker saam, 2 liedere, aanbiddingsliedere, 2 van my gunstelinge, liedboek 517, Majesteit, ons gaan dit 2 keer deursing, en daarna die ou rooi jeugsangbundel, lied 16, se 2 verse, Jesus groot bo almal, en dan gaan ons die eerste vers weer herhaal. So kom ons staan vir hierdie 2 liedere, soos dit op die bord verskyn.
julle kan julle plekke inneem. Ek wil om verskoning vra dat ek gou op my selfoon moes wees en dat die woorde die mekaar is, maar dit lyk my daar's 'n probleem met die livestream, so ons moes dit net gou uitsorteer. Terwyl ek so om verskoning vra, is ons ook by 'n punt waar ons net voordat ons die woord saam lees, net so 'n bietjie moet terugkyk en moet saam dink oor waar ons staan met die Here en hoe ons gehoorsaam was aan hom. Die Here gee vir ons sy wil as 'n reël van dankbaarheid. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou verstand. Dis die grootste en die eerste gebod. Ons ken dit. Ons ken hierdie woorde en die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dit is van kleins af as 'n refrein vir ons gegee. Die vraag is of ons dit reg kry om in hierdie liefde te leef, met die wete dat omdat Jesus ons eerste lief gehad het, dat ons nou ook in liefde kan leef. En dat as ons vanoggend lees oor nette wat ons aan 'n ander kant moet uitgooi, dat ons vanoggend ook dan nou met vrymoedigheid ook ons liefde en dit wat ons het, kan uitgooi en kan gereed wees om te ontvang wat die Here vir ons wil gee. Vanoggend se tema gaan nog steeds oor die gedagte oor wat sien jy, maar dit het hierdie subtema van gooi die net aan die regterhand en praat oor ons gehoorsaamheid. So, kom ons hoor vanoggend die woord van die Here as hy sê, gooi die net aan die regterkant en beleef daarin iets van sy genade en sy voorsiening. En kom ons bely dit, julle kan sommer saam net hier volg op die rekenaar, op die bord en julle gedagtes saam sê, die bekende geloofsbelydenis, 12 artikels, die 12 belangrikste dinge wat ons geloof saamvat. Ek is gister by begrafnis weer, en dis in tye wanneer mense wêreld so wankel, wat ek bewus raak daarvan, dat ons hierdie ankers nodig het. Ek glo in God die Vader, die almagtige, skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode. Die tyd waarin ons nou leef, dit wat ons juis nou oor preek en bedink, wat dit beteken, en binnekort ook gaan dink wat dit beteken wanneer ons bely wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en in ewige lewe. Here, dit is vanoggend ons belydenis as ons u woord oopmaak. Dat ons hier saam is as 'n geloofsfamilie om u te soek, om u wil te ondersoek, om saam u woord te lees. Here, dis ons belydenis dat ons glo dat ons dit alleen kan doen, omdat die Heilige Gees uitgestort is en in ons lewe woon. En ons bely dit, omdat ons weet dat u opgestaan het en opgevaar het. Here, maar ons bely ook dat ons maar swak is. En daarom wil ons bid in die woorde van die gebed wat u die disippels geleer het, om te bid, Here, vergeef ons oortredinge, terwyl ons herinner word dat u woord herhaaldelik sê, soos wat ons ander hulle oortredinge vergewe. Here, maak ons mense van liefde en van vergifnis, wat aan u woord gehoorsaam is, selfs al sê dit vreemde dinge, soos om te sien wanneer ons nie glo nie, om iets te doen, soos weer nette uit te gooi, terwyl daar geen bewyse is dat dit die moeite werd is nie. Ons wil kom gehoorsaam wees vanoggend. Amen. Ons gaan saam lees uit Johannes 21 uit vanaf vers 1 tot 14. Ek het nogal geworstel die week om te weet wat
wat is die volgende stap wat ons moet gee, nadat ons nou oor hoop gepraat het, oor die Emmausgangers gelees het, oor Jesus se verskyning aan Thomas, en ek wou natuurlik weer teruggryp om in Lukas 23 verder te lees oor die Emmausgangers en die naderdraai daarvan, maar op die ou ende, ekskuus tog, het Johannes 21 my aangegryp, nadat ek dit net klaar gelees het, en ek wil dit graag saam met julle vanoggend lees, vanaf die eerste vers. Hierna het Jesus by die see van Tiberias weer aan sy disippels verskyn. En dit is hoe hy verskyn het. So dis nou die derde keer wat Jesus verskyn het, dan gaan ek net sê, nee, dalk is dit nou third time lucky. Julle sal later verstaan hoekom. Vers 2, saam daar by mekaar was Simon, Petrus en Thomas, wat bekend staan as Didymus, Nathanael van Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus en nog 2 ander van sy disippels. Dit lyk my hulle was so 7. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan visvang. En hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. Hulle het uitgegaan en in die boot geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. En dit herinner julle nou seker. Dit is nie die eerste keer in die evangelies wat ons dit lees nie. Vers 4, teen dagbreek het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disippels het nie geweet dit is Jesus nie. Jesus vra hulle toe, my kinders, julle het seker niks om te eet nie. Hulle antwoord hom nee. Ek gaan nie iets sê oor vers 5 nie, maar dit is nogal vir my opmerklik hoe Jesus hulle aanspreek as my kinders. En dalk wil ek dit net my fokus en vir 'n oomblik daarop sit, want dalk het iemand nodig om dit te hoor vanoggend. Hoe Jesus met sy disippels praat as my kinders en dalk met jou praat as my kind. Hulle sê toe vir hom, nee, hulle het niks nie, en hy sê toe vir hulle vers 6, gooi die visnet aan die regterkant van die boot, en julle sal iets kry. Hulle gooi dit toe uit, en vanweë die groot klomp vis, was hulle nie in staat om dit in te trek nie. Daarop sê die disipel, die een vir wie Jesus liefgehad het, vir Petrus, dit is die Here. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy boekleed omgebind, want sy boelui was kaal en in die see gespring. Maar die ander disippels het met die skuit gekom en die net met die visse gesleep, want hulle was nie ver van die land af nie, net ongeveer 200 el. En toe hulle aan land kom, sien hulle daar 'n koolvuur gereed en vis wat daarop lê en ook brood. So toe ek nou klaar alles voorberei het vir vanoggend, en ek lees weer die gedeelte, toe onthou ek hierdie koolvuur, en toe onthou ek, maar dalk het ek nou al oor Johannes 21 gepreek, en toe dink ek hoop nou nie ek het dieselfde preek nou weer nie, dat ek nou moet oorbegin nie. Maar toe onthou ek nie, ons het laas jaar in Mei maand, aan die begin van Mei, het ons ook die gedeelte gelees, maar toe was die fokus op hierdie koolvuur gewees. Ons het 'n bietjie gepraat oor die visse, maar ons gaan vandag daarop fokus. So hulle die koolvuur gereed, die vis daarop lê en ook brood. Jesus sê vir hulle, bring van die visse wat julle nou net gevang het. Simon Petrus het toe aan boord gegaan en die net vol groot visse op die land getrek, 153. En hoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Jesus sê vir hulle, kom eet ontbyt. Niemand van die disippels het egter gewaag om hom te vra, wie is u nie? Want hulle het geweet, dit is die Here. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle en so ook die vis. Dit was reeds die 3de keer dat Jesus aan die disippels verskyn het, nadat hy uit die dood uit opgewek is. Ons lees tot sover saam. Die disippels is op 'n vreemde plek. Wanneer hulle, ek wil eers hierso wys, wanneer hulle nie seker is wat aangaan nie. Jesus het al die 3de keer verskyn,
Maar iewerste is daar 'n nuwe werklikheid wat besig is om te los te kom voor hulle en hulle weet nie lekker hoe om op te tree nie. Daar waar hulle nou is by die See van Tiberias is die plek waar die disippels as vissers gevorm is. Soos ons laasweek en die vorige week gesê het, wil dit vir ons lyk dat die disippels nou begin het om al hoe meer terug te gaan na die ruimtes waar hulle was, voordat hulle Jesus geken het. En dat Jesus hulle elke keer hier ontmoet, om hulle te skuif, om iets nuut te ontdek van wat voorlê. Wat my opval in hierdie gedeelte is die leenette. En hierdie verhaal, hierdie gelykenis, hierdie gebeurtenis, is 'n bietjie anders as die vorige keer. Want skielik wonder ons, hoe is hierdie vissers, wat hulle beroep is, teruggaan na hulle vissersberoep, so onsuksesvol? Dis die een vraag wat by my opgekom het. En ek wonder of hulle ook gesukkel het, nadat hulle nou die hele nag vis gevang het, en ook mislukking ervaar het. Iets ervaar het van dit wat ons nou gewoond was om te doen, ons kry dit nie reg nie. Kyk, ek weet te min van visvang, dat ek nou weet of in daai tyd, elke keer as jy gaan vasvang het, dat jy daarom iets gekry het, en of dit nou baie vreemd was, dat jy nou heeldag niks gekry het nie. Maar die feit dat hierdie soortgelyke gebeurtenis 2 keer vertel word en op 'n wonderwerk uitkom, laat my tog 'n idee gee, hier was iets vreemd daaraan, dat hulle nie 'n enkele vis in die hele nag gevang het nie. So ewe skielik, probeer die disippels na Jesus weg is, dood is, teruggaan na hulle ou lewe toe, maar dit werk nie so lekker nie. En dan herinner ek myself van wat ons laasweek gesê het, dat om Bybelse geloof te hê, is nie om oortuig te wees van feite nie, maar om oorrompel te word deur die persoon van Jesus. En dis presies wat hier gebeur, wanneer die disippels skielik weer oorrompel word deur Jesus. En hier's vreemde maniere in hierdie, hoe Johannes neerskryf, oor hoe daar na Jesus verwys word. Want dan weet hulle wie hy is, dan weet hulle nie wie hy is nie, dan vra hulle nie, julle het gesien. So, maar tog weet hulle, dit is Jesus. Ek het nou gesoek vir foto's met nette en visse, net om 'n bietjie agtergrond te gee, en toe kry ek hierdie ene wat sê, the tyranny of empty nets, en ek weet nog steeds nie lekker wat dit beteken nie, maar dit het tog vir my gevoel, dit is iets om oor na te dink, dis wat iemand gebruik het in 'n preek, maar die woord wat my toe wel opgeval het, terwyl ek dit lees, is hierdie groot woord, liminaliteit. Nou ek weet nie of julle dit al ooit gehoor het nie, dis 'n woord wat ek seker 10 jaar terug vir die eerste keer gehoor het, as gevolg van 'n boek wat geskryf is, en hy bestaan regtig, en dit verwys presies na waar hierdie disippels nou is, in 'n tyd van oorgang, van tussengoeders wees, en waar mens nie seker is, waar 'n mens is nie. So hoekom sit ek hierdie woord hierbo? Want ek dink, partykeer moet 'n mens groot woorde gebruik om iets te verduidelik wat jy eintlik te min van weet. En ons weet te min van wat presies hier gebeur het, maar ons weet iets het verander in hulle lewe. En die tweede rede is omdat liminaliteit ook vandag verduidelik. Dis hoekom ek 10 jaar terug 'n boek daaroor gelees het, want die skrywer het gesê, ons leef in 'n liminale tyd. Wat beteken, ons leef in 'n tyd van verskriklike verandering en verskriklike oorgange. En as ek so na julle kyk, ek dink ek het al daarna verwys, die oorgange wat van julle in die laaste 30, 40, 60, 70, 80 jaar moes maak, is geweldig. Die wêreld verander net teen 'n geweldige tempo. En ek het gedog, ek hou redelik tred met veranderinge, ten minste in terme van tegnologie, en ek is redelik daar om die nuwe goeders te probeer, en aan te gryp, en toe kom oorrompel
kunsmatige intelligensie my. Tot so 'n mate dat ek nie daaraan wil raak nie, niks daarmee te doen wil hê nie, want ja, en julle weet nou al, ek dink in die laaste 6 maande het ek net besef ek moet nou in hierdie dam inspring. Want ek kan dit nie ignoreer nie, dit is besig om die lewe te verander. Tot so 'n mate, net 'n storieetjie tussenin, tot so 'n mate dat een van die predikante in die dorp vra op ons groepie, hulle het hierdie e-pos of hierdie ding op Facebook gekry wat 'n lidmaat aangestuur het oor 'n dominee wat nou sê hy het onderhoude gevoer met kinders en of kinders wat belydenis afgelê het, hoe min in die kerk is. Julle het dit dalk ook gesien en hy het nou 'n nuwe program en al die goeters. En ek het dit toe nou voor dit al gesien en ek het besluit, hier's nou nog net weer 'n nuwe ding en ek gaan net daaroor. En dis seker nou weer 'n lidmaat wat nou weer 'n rede soek om die dominee nou te wys, ja, sien julle dominees doen mos nie werk en julle sonnaskoolmateriaal is nie goed genoeg nie, maar hierdie dominee Joubert het die antwoord. En ek het dit toe bietjie daar gelos en toe begin die ding meer opkom en toe kyk ek daarna en toe meer ek kyk, toe sien ek die skryfstyl is presies wat gebeur wanneer ek 'n vraag op een van die kunsmatige intelligensie goeters vra, ChatGPT of Gemini of een van hulle. Dis in daai selfde skryfstyl, want mens kan dit later begin agterkom. En toe begin Stefan Joubert reageer en ander predikante en toe besef ek, maar hier is 'n slang in die gras. Want daar is nie 'n dominee Joubert nie. Iewers in die ding verwys hy nou nog na homself as Rian ook, in Pretoria, wat van 14 kinders na 350, die grootste jeugbediening in Pretoria. Toe besef ek maar, Janetjie, dis dik vir 'n daalder. En toe kan ek dit nie glo nie, dat op een of ander manier, tussen kunsmatige intelligensie en sosiale media en Facebook, hierdie dominee Joubert vir hom 'n profiel geskep het en hy bestaan nie, en begin goed verkoop het op 'n website en ek het nou teen gisteraand die eerste mense begin sien wat geld verloor het, want hulle betaal vir hom vir hierdie wonderlike program om nou geloof te vestig en kry dan niks daarvan nie. Al wat jy kry is dat jou geld al hoe minder word, want jy kry nie daai aftrekking gestop nie. Ons leef in hierdie wêreld waar alles verander. Die disippels was ook daar, hulle wêreld het dalk nou nie verander nie, maar hulle moes skielik 'n oorgang maak van dit wat Jesus hulle mee geroep het om te sê, ek gaan julle vissers van mense maak, van gewone vissers. En hier is hulle terug om maar weer te probeer visvang. Die Emmausgangers is terug dalk na hulle beroep toe. So wat maak 'n mens? Wat maak ek en jy wanneer ons op hierdie plek is waar die wêreld net nie meer vir ons sin maak nie, waar dinge te vinnig verander, waar oorloë groot raak, waar die onmoontlike gebeur dat die petrolpryse en pryse net astronomies verhoog. Ek dink nie enige iemand wou dit glo en kon dit glo dat dit gaan gebeur nie. En dan wil ons baie keer, maar soos Petrus, wat die natuurlike leier is, wat sy naam 'n paar keer in hierdie gedeelte na vore kom, die een wat die rots is, dat Petrus sê, maar kom ons gaan vang vis. Dis die mees natuurlike ding om te doen. Maar dit is dalk nie so onskuldig nie. Dis dalk 'n manier om te probeer weer die lewe te herwin, weer 'n greep te kry. En dis wat baie van ons ook doen. As goeters te veel verander, dan wil ons teruggaan na die verlede, die goeie ou dae, as dit net weer so kan wees. En dis amper, en ons weet nie of dit so is nie, maar asof Petrus dalk nou maar net hierdie 3 jaar van sy lewe wil uitwis en sê, dit was 'n slegte belegging, die verkeerde persoon gevolg, kom ons probeer net weer teruggaan. En dan vang hy vis, en dan kry hy dit nie reg nie. Die hele nag gemors. En die vraag is, waar is ek en jy ook op daai punt? Waar ons iets probeer, iets aanpak, en dit lyk net asof dit nie werk nie. Dat die ekonomiese druk,
die geestelike uitputting, die moeite wat daar is, dat ons soos die disippels in die boot voel, net oorweldig en niks wil werk nie. Ons werk hard, ons gooi ons nette uit, ons gebruik die beste tegnieke, maar dit bly leeg. Ekonomies, finansiëel, my lewe, my familie, maar ook geestelik. Ons het daaroor ook gepraat oor die laaste 2 weke. Dat maak nie saak hoeveel ek bid in die Bybel lees, dit bly ook selfs leeg hier binne my. Dis asof ons ook onsself in so liminale tyd beleef van afwagting waar ons nie weet nie. En dit waarvoor ons wag, is dat die Here weer kom en die wêreld kom nuut maak. Ons leef in hierdie tussenin tyd van die tyd van die Gees, die tyd van die kerk, waar ons wag dat hy sy koninkryk kom vestig. Maar waar moet ons uitkom? Ons moet by hierdie punt uitkom waar die disippels was van ons onvermoë. Waar ons nie op ons eie insigte staat maak nie, waar ons nie op ons eie vermoëns en ons verlede staat maak en sê dis hoe ek myself weer gaan optrek nie. Maar dit wat ons laasweek gesê het en waarmee ek vandag weer begin het, te besef, daar sekere goed wat net die Here kan doen, en daarom het ek nodig om Jesus raak te sien. Wat ons dan bring by die 153, die hoeveelheid visse. En ek onthou, ek het laas jaar daarna iets, en dis wat my toe nou laat dink het aan laas jaar, want ek kan toe nie onthou of ek vir julle verduidelik het van 153 nie. Maar ek is redelik seker ek het gesê, dit beteken eintlik niks nie, en ons weet nie, en toe ek nou weer lees, toe kom dieselfde goed na vore. Ek wil amper sê honderde, tientalle verduidelikings oor wat hierdie 153 visse nou sou kon beteken. En baie van dit klink vir my asof dit regverdigbaar is, en asof ons 'n goeie les daaruit kan leer. En ek gaan dit met julle deel, en dan kan julle besluit wat julle daarmee wil maak, maar op 'n manier is ek bang dat 'n mens dan vasgevang raak om juist te probeer sien in nommers en syfers goed wat daar nie is nie. So, een van die goed wat nou gedoen word, is dat in Grieks en Hebreëus het nommers betekenisse, en kan 'n mens goed by mekaar sit, en as 'n mens dink aan 70 x 7, daar is beslis iets te sê daarvoor, dat iets soos 153 dalk tog 'n betekenis kan hê. Maar wat party mense sê is, hulle is ook nog nie seker of hier nou so geheime kode was, dat niemand eintlik presies sou wat geweet het wat dit moet beteken nie. So alhoewel Jesus in gelykenisse gepraat het, en partykeer die verstaanbaar was die boodskap tog altyd duidelik. So een van die goed wat gesê word oor 153, is dat in daardie tyd was dit die hoeveelheid visspesies wat bekend was. En die sprong dan is om te sê, maar Jesus op hierdie punt waar hy die disippels eintlik uitstuur, vissers van mense wil maak, sê hy dat soos hierdie visse verteenwoordigend is van al die visse, soorte visse, dat hy die disippels uitstuur na al die nasies toe. Ek dink is 'n mooi gedagte, en ons kan dalk iets daarmee doen, en daar is dalk feite om dit te baseer. Hoe groot dit nou die wonderwerk sou maak, dat daar nou 153 verskillende visse is, nie 2 van dieselfde nie, dit sou nogal groot gewees het, dan dink ek het sou dalk nou daar gestaan het, 153, een van elke soort, dalk was dit nie nodig nie, maar die betekenis is tog daar, heeltyd, dat Jesus sê vissers van mense. So wanneer Jesus die disippels, en vir Petrus by name, kom uitdaag met dit wat hy as sy brood en botter doen, en dit nie reg kry nie, is verseker daarom te sê, onthou, ek het jou 'n visser van mense gemaak, nie 'n visser van visse nie. En dis deel van hierdie oorgang. En dalk is jy iewers in jou lewe, dalk al vir 'n lang tyd, ook besig om so oorgang te maak. Tussen dit wat jy gedoen het, en wat jy gedink het jy is, en wie jy is, na wat die Here met jou lewe wil doen. En as ek julle so kyk, dan dink ek sommer nou daaraan, dat vir party mense beteken dit, soos wat ek en Lisa gedoen het op 'n stadium in ons
beroep het ons gesê, ons beleef die Here roep ons nou hier vir iets anders, sodat ons dit wat hy ons voorgeroep het, daar kan gaan doen op 'n spesifieke manier, meer gefokus, na die nasies toe, en jy bedank jou werk, en jy neem 'n ander plek, en jy trek land uit, en dis wat die Here in jou doen. So daar's 'n punt waar jy net kom en sê, goed, ek maak 'n skuif. Vir ander van ons is dit 'n spontane oorgang, dalk soos toe ek hiernatoe gekom het, dat ons teruggekom het, nie geweet het waar jy nie, en hier's 'n geleentheid en ons dis deel van die reis. Vir ander is dit dalk die spontaniteit, dalk jy maak klaar met 'n werk, jy gaan met pensioen, jy trek, iets in jou lewe gebeur wat jou omstandighede verander, en sonder om dit dan nou net as deel van alles te sien, daardeur te gaan, neem jy 'n besluit en sê, maar ek glo die Here is hiermee besig, so ek het nodig om hierdie ding wat my ontwrig te gebruik om meer in fokus te kom met wat die Here vir my wil doen. Dit is hoekom ons die woord liminaliteit moet verstaan, 'n groot woord dat jy hom die heel week kan onthou, sodat jy sal dink, hier's goed wat in my lewe gebeur, wat my ontwrig, en ek kan of net ontwrig wees, en dat die water net oor my spoel, of ek kan hierdie ontwrigting sien as 'n ingrype, 'n plek waar die Here wil ingryp, en ek bid en ek dink daaroor, en ek sê, ek moet 'n koersverandering maak. So, dis een van die 153, dis een manier om hierdie 153 te sien, is dat dit dan nou na al die nasies kan verwys, en so, daar is ander, ek sou dit graag wou gewys het, maar ek weet nie hoeveel van julle so wiskundig is, met allerlei formules, en hoogwiskundige goed wat die Grieke in daai tyd uitgewerk het, en gesê, dis waar die 153 kom, julle kan daaroor gaan lees, dis nogal interessant, wat 'n mens daar uit kry. Ek gaan nie daarvan maak nie, maar wat ek wel wil sê, wat ek nou wil verwys, is Esegiel 47. En ek wil daarby aansluit, na aanleiding van 'n vers wat Joseph ook vir my in die week gegee het, of in die vorige week gestuur het, na aanleiding van 'n boodskap hierso. Ekskuus, nou is Esegiel net diep weg in die Bybel, Esegiel 47. So ons lees hierso, die man het my teruggeneem na die ingang van die tempel, kyk, water het onder die drempel van die tempel uitgestroom aan die ooste kant, die voorkant van die tempel was immers aan die ooste kant. Die water het onder die tempel uit aan die regterkant, suid van die altaar afgevloei. Hy het my die noordelike poot gevat, kyk, die water het uitgeborrel, toe het hy in die oostelike rigting gestap. Die water was enkel diep. Hy het nog 1000 afgemeet en die water laat oorsteek, die water wat kniediep is. Hy het my 1000 en die water was heupdiep. Nog 1000 afgemete stroom wat ek nie kon oorsteek nie. Ja, die water het gestyg, water waarin 'n mens kom swem, is stroom wat nie oorgesteek kan word nie. So onmiddellik as ons aan die visse in die water dink, dan dink ons ook aan Esegiel 47. Hierdie water wat redding bring as te ware vir die vissers wat laar af is, wat lewe bring vir hulle. Ons lees dit verder in die gedeelte. En dis wat Jesus wil kom doen, dalk by uitstek met hierdie gedagte van die visvang en die water, is om te sê dat ek is God, en ek wil vir julle kom lewe gee. Ek is nie net fisiek by julle lewe betrokke nie, maar ook geestelik. Want wat doen Jesus? Hy gee vir hulle op die ou einde vis en brood om te eet. Hulle het nie nodig gehad om vis te vang nie, daar was klaar vis. So ek wil weer ons prentjie van die pad wys. En die vraag vir jou afvra is, waar is jy op hierdie pad? Want dalk moet jy vanoggend 'n persoonlike keuse maak oor 'n nuwe manier van lewe, 'n afdraai vat op die pad, of weer terugdraai op die pad. Dalk moet jy vandag na jou frustrasie kyk, na die nette, dit wat in jou lewe aangaan, dalk
Dalk is jou geestelike lewe droog en dor en leeg en doelloos. En dan wil ek jou uitnooi om vanoggend Jesus te hoor wat sê, my kind, het jy nie iets om te eet nie. Want die plek waar ons die voedsel kry, is by Jesus, nie by die visse in die see nie. Jesus sê vir die disippels, gooi dit aan die regterkant uit. En dis nie net aan die regterkant geografies nie, maar die regterkant was ook in die antieke tyd die plek van guns en seën. So ek wil vandag vir jou uitnooi om jou net uit te gooi aan die regterkant, aan die regte kant, aan die kant waar Jesus is. En op te hou om aan mekaar op jou ou manier aan te gaan, omdat dit maar is hoe ons dit gedoen het. Maar te waag om saam met Jesus op 'n nuwe pad te loop. En ek wil afsluit met die prentjie, wat sommer net vir ons terugvat na daai, dit het ons nou heeltemal anders gelyk, maar na daai ontbyt wat hulle geëet het, wanneer Jesus hulle ook nie alleen los nie. Dit bly tog die tema, Lukas 24, Johannes 20:21, dat hulle nie alleen is nie. Ek was in die week by mense wat iemand aan die dood afgestaan het, en ek het hulle is nie kerklik betrokke nie, en ons het maar weer die gesprek gehad waar mense sê, nee, maar ek kan bid die Here en ek het mos die Bybel en as ek hierdie sien, dan sien ek maar dit strook net glad nie met wat ons die laaste 2-3 weke gesê het nie, dat die plek van geloof nooit 'n individuele reis is nie. Dit bly die reis van gemeenskap. Dit bly die reis van saam eet waar die voorsiening deur Jesus is, fisies en geestelik. Ek het dit laasweek ook gesê, daar waar 2 of 3 in my naam is die Here nie daar by jou in jou binnekamer waar jy jou toemaak en bid nie? Nee, hy sê dit mos nou ook dit. Ja, dis daar ook. En dis baie keer ons probleem, ons wil die een of die ander kies. So op die ou ene het die disippels vis gevang, regte visse. Jesus het vir hulle voorsien in hulle onderhoud, want op die ou ende as hulle nou disippels en vissers van mense moet wees, moet hulle nog steeds vir hulle familie sorg, moet hulle nog steeds eet. En die visse val nie as te ware uit die hemel uit nie. Die visse kom uit die see uit, hulle vang het. Maar hulle moet verstaan waar hulle fokus is. Ons het nodig om te vang in God se guns, in sy dam, sy visse. So as jy in hierdie tyd is, van liminaliteit, van oorgang, van nie seker is waar jy is nie, mag jy by Christus tuis kom en mag hy jou voed. Mag hy vir jou antwoorde gee en vir jou weer opnuut roep om 'n visser van mense te wees. Kom ons bid saam. Here, dankie dat jy ons roep. Here, dankie dat ons nie hoef allerhande ingewikkelde somme te maak om goed te verstaan soos hoekom daar 153 visse is nie, maar dat ons net u woord eenvoudig kan lees en kan sien dat u in hierdie de mekaar tyd van ontwrigting ingryp in die disippels se lewe. Ons dink sommer weer daaraan dat daar net 7 was en ons het al daaroor gepraat dat die ander nie daar was nie, ons weet nie waar hulle was nie. Maar ons wil vandag vra dat ons by u sal wees, sal saam wees, saam met medegelowiges, dat u ons vissers van mense sal maak, dat u vir ons sal voorsien ook in ons voedsel wat ons nodig het vir elke dag se lewe. Ons kom gee hierdie de mekaar tyd van petrolpryse en ekonomiese goed wat net nie sin maak nie, waar niemand nog was nie, en dreigende droogtes en klimaatsverandering, en kunsmatige intelligensie, alles wat ons wil kom ontwrig in de mekaar maak. Dankie dat ons 'n vastigheid het by u, wanneer ons saam met medegelowiges, en dat die vastigheid nie is ook dat die kerk in hierdie gebou en die manier hoe ons aanbid ook vir altyd dieselfde gaan lyk nie, maar dat die vastigheid juis u is, wat ons help verander, sodat ons meer soos u kan wees, sodat u koninkryk gevestig kan word. Dankie vir u liefde, dankie vir die voorbeeld, dankie dat u altyd vooruit is, dankie dat u reeds daar was
om die disippels in te wag in die oomblik toe hulle soos mislukkings gevoel het, toe hulle oorweldig was, dat U vir hulle ook die warmte van 'n vuur gegee het en kos. En dis wat ons na soek in hierdie week, dat ons by U kan tuiskom. Dankie dat U ons vooruit gaan en dat U ons inwag en ons roep, my kind. Dankie dat ons U kinders kan wees en ons wil vandag weer 'n nuwe oorgawe maak om U te volg. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons verlosser. Amen. En omdat ons weet dat die Here die een is wat ons versorg, het ons hierdie gewoonte, praktyk, liturgiese handeling om 'n offergawe te gee. Nie as 'n betaling vir die seën wat die Here vir ons gegee het nie, maar as 'n antwoord op die oorvloed. Herinnering dat ons baie keer aan die verkeerde kant van die boot probeer uithaal en niks kry nie, maar dat ons by hom moet kry. Soos die 153 vir sy getuig van sy sorg, getuig ons offergawe daarvan dat ons geloof het en vertroue het dat die Here vir ons sal sorg, al kan ons nie sien nie. So kom ons gee met blydskap, wetende dat die Here alles toevertrou aan die gemeente, sodat sy koninkryk uitgedra kan word. Kom ons dien die Here met ons offergawes. En voordat Wade begin speel, terwyl hulle dit die offergawes insamel, net gou weer oor ons stories. Ek het nou vanoggend die papiertjies en die koutjies hiernatoe gebring dat ek dit vir julle kan uitdeel. En toe ek nou daai uit die moederskamer uit deur die glas sien hoe min mense is, toe besluit ek dalk is vanoggend nou nog steeds nie die week daarvoor nie. So ek gaan julle eers daarmee laat ontspan. Maar wat ek wel gedoen het, is ek het begin lees daar op daai bord en daar het 'n geweldige klomp interessante nuus ingekom en stories. So ek gaan volgende week 'n bietjie daaraan ook aandag gee, dat ons dit 'n bietjie vir mekaar vertel. So ek gaan geleentheid gee dat ons die offergawes is klaar ingeneem. So ek wou dit graag afgekondig het en ek gaan dan nou vra dat ons sommer nou dadelik die loflied sal saam sing. Ek het tog nog 'n gebed op my hart, so kom ons, voordat ons dit doen, kom ons bid net saam. Here, as ek hierdie skyfies wat al vir maande dieselfde bly, wys terwyl diakens, kerkraadslede offergawes opneem, dan is ek diep bewus van U sorg oor baie jare. Maar dan wil ek vanoggend in die besonder kom bid dat U sal aanhou sorg. Ons wil dit nie net as vanselfsprekend aanvaar dat U gaan voorsien en gaan gee nie. Want U sê ook in die woord dat ons moet vra. En daarom soos ons gee, vra ek ook vanoggend, Here, dat U sal voorsien in elke lidmaat wat swaar kry onder die huidige omstandighede, maar dat U ook sal voorsien vir ons en vir die gemeente, wat ook unieke uitdagings het, vir die besighede wat die bediening ondersteun, dat U sal voorsien, dat U leiers sal voorsien wat visie het en 'n roeping het om ook besighede te bestuur wat in die koninkryke verskil maak, wat op daardie manier vissers is van mense. En Here, dan wil ek bid vir Hannes en vir Antoinette wat in die hospitaal is, dat U hulle sal aanraak en sal aangryp, die vir hulle lewe sal gee. Dankie dat daar 'n bietjie beterskap is by Hannes en Antoinette stabiel is, maar ons wil kom bid, Here, dat U 'n omdraai sal gee. Ons bid vir Imelda se vriendin wat dit baie sleg mee gaan op hierdie stadium, dat U haar sal aanraak en vir haar ook nuwe lewe sal gee. Ons bid vir U voorsiening, terwyl ons bewus is van die dankoffers wat ons gegee het. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Kom ons sluit af met liedboek 599 as hy weer kom, want dis die toemaak van die storie, liminaliteit, hierdie tussenin, die alreeds en die nog nie,
Jesus is hier, sy Gees is hier, maar as hy weer kom, dan gaan dit in die volheid wees. So kom ons staan vir die 3 verse van as hy weer kom. Mag die Here julle daarvoor seën, mag hy julle voorberei, mag julle vissers van mense wees wat ook ander voorberei op sy koms. Want die Bybel waarsku dat ons nie soos dat hy ons nie soos 'n dief in die nag onverhoeds moet betrap nie. Ons moet voorbereid wees. En mag vanoggend se boodskap, as julle hom in die week gaan leef, julle voorberei. En daarvoor sal die Here julle seën en julle behoed. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef en aan julle vrede gee in hierdie deurmekaar tyd. Gaan in die krag van die opgestane Here. Verlaat die boot van jou eie probeer en dien in die vaste wete dat hy saam met julle op die oewer van julle toekoms wag. Amen. Julle moet 'n lekker week hê. Sien mekaar volgende week.